wel, kom ons sit vir een liedjie, en dan sal ons opstaan. En ons sing 'n liedjie in aanbidding vir die Here. Ek het u lief, o Heer. En hy gaan so. Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, ek bring vir u my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer, as ek sing, ek het u lief, o Heer. Ek het u lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek u lief. Ek het u lief, o Heer. Ek het u lief, o Heer. Met alles in my, krag en verstaan, het ek u lief. Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, ek bring vir u my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer, van woorde as ek sing, ek het u lief, o Heer. Ek het u lief, o Heer. Alles in my, met krag en verstand, het ek u lief. Ek het u lief, o Heer. Ek het u lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek u lief. Met alles in my, met krag en verstand, het ek u lief. Kom ons staan op en dan sing ons, my hande hef ek op na u. My hande hef ek op na u, ek loof u naam, ek buig voor u, want u is Heer, die koning van my hart. Ek dien geen ander afgod nie, en niks is meer belangrik nie, as dat u in my hart regeer. Daar is geen ander dan dit nie. Voor u, o Heer, lê ek nou my lewe neer. Voor u, o Heer, lê ek nou my lewe neer. O Koning Heer, ek wil u eer, u naam besing, u hulde bring. O Heer, bly altyd in beheer. U wil ek in my lewe wy, gehoorsaam my en u verbly. Laat my lied 'n loflied wees, aan u, o Vader, Seun en Gees. Ek wil u roem, Vader noem, God en Heer. Ek wil u
Ons bly so staan en sing ons in die stad van Koning Dawid. In die stad van Koning Dawid, en in nederige staan, in 'n krib lê daar 'n kindjie, koning van die groot heelal. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Hy kom woon hier onder mense, hy kom red vol van die dood. O wat om glo om aanneem, die verlos hy uit hom dood. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Kom ons sit en dan sluit ons af met die goedheid van God. Ek het U lief, U genade val my nooit nie, en al my dag is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Ek het U lief, U genade val my nooit nie, en al my dag is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. Die goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. Met my hele lewe aan U oorgegee, my alles net vir U. U goedheid het volg my, waar ek ook gaan volg het my. My
lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. En elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Goeiemôre broers en susters en kinders. En baie dankie Etienne en die musiekfabriek vir die pragtige begeleiding vanoggend. Kan ek gou vra dat ons almal net sal opstaan? Almal wat kan staan. En dan almal wat in Umhlanga bly sit. Of in Durban. Of in Sibaya. Okay, so daai is al die besoekers vanoggend. Baie welkom vir julle. Ek sê vir julle welkom. Julle kan maar sit. Ek hoop julle voel welkom en julle geniet dit hierso. Ons het vandag 'n doop. De Villiers en Francet doop en sy ma is hier en Francet se ouers en haar broer is ook hier. So baie welkom julle en oom Gert. Daar's hy. So ek's bly julle is ook hierso en baie geluk ook met hierdie mylpaal. Dan het ons kalenders gekry. Hulle lyk so, dis pragtig. Natuurlik. En hier vooraan is geseënde Kersfees vir julle almal van ons af. So ons wil vra dat julle asseblief net een per gesin vat, want almal moet kry. Okay. En die groot is vir die ouer mense wat nie, nie die ouer mense nie. Mense, Christa het sê die mense wat nie kan lees nie. Maar ek het maar aangeneem sy sê die ouer mense, maar as jy sukkel om te lees, vat vir jou so enetjie. Andersins is daar vir jou so enetjie. As jy goed kan lees, as jy nog jou Bybel kan lees, kan jy hierdie ene vat. Okay. Baie goed. En dan het ons ook midde van al die vreugde het ons ook bietjie hartseer en ek wil vra dat Morney en Angela en Hailey en Jaden en Jessica net waar hulle sit vanoggend sal opstaan. Ons wil net vir julle ook bid. Hulle gaan trek en ja, ons wil net vir julle 'n gebed doen. Kom ons staan. Hemelse Vader, Morney het hier gewerk in die kerk as 'n dienaar van die gemeente. En sy gesin het ook hierso kategese gegaan en hulle trek nou en ons vra dat U saam met hulle sal gaan, dat U Gees hulle sal lei en ook sal gebruik daar waar hulle gaan bly, dat hulle ook daar U koninkryk sal bevorder en ook nader aan U sal groei. Seën hulle Here ryklik en maak hulle voorspoedig. In Jesus naam, amen. Kom klap vir hulle hande, julle. Kom ons kyk wie gaan volgende opstaan. Ludie van der Walt en Leia Hendriks en Shanay Lange en Marika van Heerden en Piet Jacobs verjaar hierdie week. Is enige een van hierdie mense hier vanoggend? Dis too bad vir julle. Dan het ons ook 3 huweliksherdenkings.
Anton en Ivy Jansen, Japie en Marita Roos en Shane en Isel Nel. So hulle Anton en Ivy is 60ste huweliksherdenking. Japie en Marita is hulle 46ste huweliksherdenking en Shane en Isel Nel is hulle 13de huweliksherdenking. Kom ons sê vir hulle almal geluk. So as daar enige iemand is wat ek nie sien nie, wat verjaar, hier is sweets. Is nie, okay. So my een naam as julle eet. Dan, ek net sien, nee, dit was dit. Want soos julle weet, ons is op hierdie stadium in Adventstyd, en vandag is die tweede Sondag van Advent, en dit gaan oor die vrede wat Kerstyd bring, en wat die Here vir ons op aarde, ook in onsself kom bewerkstellig het. So ek gaan net die kers aansteek. Ekskuus. Kers aangesteek en ek het vergeet van die kaartjies. Hierdie is vir die kersboom, as daar enige iemand is wat graag 'n wens of 'n versoek aan die Here wil rig en jy wil graag op 'n manier net vir die Here sê, hierso vat dit, dan kan jy hierdie kaartjie daar aan die kersboom sit. Dis waarvoor dit is, daar's penne en kaartjies op die tafel daarvoor. Nou vra ek dat ons stil word, en dan hoor ons die woorde uit Jesaja 9. U het die juk gebreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat se skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word. Deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Vandag vier ons die koms van hierdie Vredevors. Nou wanneer ons sê dat Jesus die Vredevors is, bedoel ons, hy is nie net 'n klein babietjie wat vir ons 'n aardse vrede kom bring. Hy is nie net tevrede met 'n vrede wat die afwesigheid van konflik is of stilte is nie. Hy het hier gekom na ons toe om vir ons werklike shalom te bring. Wat beteken 'n heelheid, 'n welstand, 'n harmonie, 'n voorspoed, 'n regte verhouding, volmaakte toestand met die Here. Hy is die vervulling van die belofte. Kom ons bid saam. Here, ons Vredevors, U het vir ons 'n vrede gebring wat ons nie op aarde self sal kan kry nie. U het nie net die slegte goed kom vasmaak en wegvat nie, maar U het op 'n aktiewe manier vrede in ons harte kom vestig. U maak van ons vredemakers as gevolg daarvan. Die vrede is sterker as enige konflik. Dit is groter as enige oorlog. U maak verhoudings reg. U oorbrug die groot gaping wat daar tussen ons en die Vader ontstaan het. U herstel dit.
U bring ons ook nader aan mekaar en U gee ook vir ons vrede in onsself. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons wil U prys, Here. Amen. Ek groet julle dan vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. Kom ons staan op en dan sing ons saam vers 1 en 2 van Kom alle getroues. Kom alle getroues, vrolijk en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Loop dat die kindjie tot ons heil gebore. Kom buig daarin aanbidding, kom buig daarin aanbidding, kom buig daarin aanbidding, o Jesus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Rosman en sterke, God en vors van vrede, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, verlossers Heer. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons geregverdig is uit die geloof, het ons vrede met God, deur ons Here Jesus Christus. Wat beteken dit om met God vrede te hê? Vrede met God beteken die oorlog is verby. Dis objektief. Dis nie 'n emosionele waarheid nie. Dit maak nie saak hoe ons daaroor voel nie. Dit is hoe dit is. Ons het vrede met God. Dis ons status by die Here. Die aarde draai op hierdie stadium. Wie kan vir my sê hoe vinnig? Ek kan nie vir julle sê nie. Maar ek voel dit glad nie. Tog weet ek dit is waar. Paulus sê nie dat ons groei in vrede met die Here nie. Hy sê nie ons voel hierdie vrede nie. Hy sê nie ons gaan dit elke dag op 'n emosionele manier ervaar nie. Maar hy sê vir ons hierdie vrede het ons. Die vyandskap tussen ons en God is finaal beëindig. Voor Jesus gekom het op Kerstyd, hierdie tyd wat ons ook nou vier, was ons vyande van God, sê die Bybel. Ons was vervreemd, ons was onder God se toorn. Maar na Jesus se dood, opstanding, is ons met die Here versoen. Ons is erfgename, ons is burgers van die hemel. Ons is aanvaar en aangeneem en geliefd as kinders. Vrede met God beteken vir ons vandag, soos ons hier sit, dat God nie meer teen ons is nie. Selfs wanneer ons dalk teen onsself is. Hy wag nie vir ons om te val nie, vir om droog te maak nie. Hy is nie teleurgestel in jou soos jy hier sit en dalk teleurgestel is in jouself nie.
Hy vergelyk jou met niemand anders nie. Hy meet nie jou aan jou prestasies nie. Hy wil vandag hê jy moet weet, sy houding teenoor jou, sy gesindheid, is ek is vir jou. Al voel jy dit nie altyd nie, dit is reeds waar, die oorlog is klaar verby. Ons gaan nou saam ons skuld voor die Here erken, en ek wil hê julle moet julle oogies toemaak, en dan voor die Here wat op jou hart is, na hom toe bring. Here, ons erken saam vanoggend dat ons almal het behoefte aan die vergifnis. Ons erken dat ons in nood is, dat uit ons eie krag ons nie altyd die regte ding doen nie. Dat die praktyke van die sondige natuur dikwels in ons leef. Ons erken ook dat sonde afstand bring tussen ons en U, tussen ons en ons medemens, maar ook in onsself. Dat dit ons vervreem van ons identiteit in U. En ons bely dat hierdie dinge verkeerd is. Ons sê nie jammer vanoggend soos wat ons jammer sê oor dat ons iemand per ongeluk gestamp het nie, maar ons sê jammer soos mense wat weet, ons het die genade nodig, wat saamstem dat dit verkeerd is, waarvoor ons skuldig is, dat die uitspraak regverdig is. Ons erken ons totale afhanklikheid en nederigheid. En ons erken ook ons identiteit sonder U. En ons vra vergifnis. Amen. Die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, die Here is getrou en regverdig, as ons bely dat ons sonde het, vergewe hy ons, en verwyder hy dit van ons, so ver as die ooste van die weste. Kom ons staan op en dan sing ons nou saam, ek weet verseker, dat Jesus leef. Verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. My leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeienis die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, sy sal vergewe.
hy getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Nee, wag, julle moet eintlik nog staan, sorry. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou, sodat die onuitspreeklike vrede wat daardeur aan ons geskenk word, werklik begryp kan word en uitgeleef kan word. Ons doop, want God se genade verbond as bron van vrede bring vir ons, ek het nou my, ek so bly as die myne hierdie keer. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Hierdie verbond is 'n vaste grond vir ons vrede met God. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Hierdie ewige en onveranderlike liefde van God is die fundament van ons vrede. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n finale en nuwe manier bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Hy, die prins van vrede, het deur sy voltooide werk die weg vir ons na ware vrede gebring. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels opdrag gegee om die doop te bedien. En hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ewig ons God te wees en ons te seën met die ewige vrede. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien en ons lewens en vrug in ons lewens te dra. Kinders van gelowiges moet gedoop word. Ekskuus, julle twee moet asseblief vorentoe kom. De Villiers en Francet Gous. Ja, okay, kom ons troos. Sy. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige ouers. Daarom is gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit vir God is, wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle tot in hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Deur hierdie opvoeding
word kinders gelei na die vrede in Christus. Ek vra nou dat Jan Willem ingebring word, terwyl ons vers 1 sing van My Enigste Troos. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Net so 3 vragies, ek dink 3. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle doop vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygeloof nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Bly julle, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is, en beloof julle om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? Dan kan julle nou vir Jan Willem hier na toe bring. Jan Willem Gous, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, dit is vir ons so wonderlik om te weet dat U die inisiatief neem in hierdie gebroke verhouding, ook vir Jan Willem. Dat hierdie teken wat hy dra op sy voorkop 'n waarborg is van U liefde en dat U elke dag saam met hom sal wees. Dat U hom aanneem as U eie kind en hom vul met U Gees. Here, ek bid ook vir Francet en vir De Villiers, dat hulle ouers sal wees wat aan hulle kind U waardes en U self uitleef. Laat hulle ook deur hulle ouerskap meer soos U word. Dankie Here vir hierdie wonderlike teken wat ons almal vandag gesien het en wat vir ons almal waar is. Amen. Right, broers en susters, ons het 'n nuwe dooplidmaat, Jan Willem. Kom ons klap vir hom hande en vir Goed. Kom ons sing nou vers 2. Die doop is die seël, dan vra ek vir Nico, en as jy klaar gespeel het, dat jy net sal kom ook geluk wens. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader laat ken. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan
ons skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ja. Dat sê julle. Kom ons geef hulle nog 'n hande klap. Ek wil hê ons moet vir 'n oombliekie stil word. En dan moet jy vir jouself eerlik hierdie vraag antwoord. En ek sê dit met baie eerbied en respek. So what? Wie van julle voel hierdie vrede in julle harte vandag? Wie leef in vrede met God? Maar ook met jouself. Het die vredevors vir jou die vrede gebring en kan jy soos Paulus sê dat jy die vrede het wat alle verstand te bowe gaan? Of sit jy in worry? Is daar dinge in jou lewe wat maak dat jy nie vrede het binne jouself nie? Voel jy dat die oorlog nog nie verby is nie? Ek voel partykeer definitief so. Ek praat elke Sondag genade, vertel vir julle hoe lief die Here julle almal het en hy vergewe ons maar daar is nie altyd vrede hier binne nie. Ons het gehoor dat vrede met God beteken die oorlog is verby. Dis 'n feit. Dis die status wat ons het. Maar baie keer het ons nie die vrede in ons harte nie. Nou Hiro Unada, dis 'n Japanees wat in 1944 gestuur is tydens die Tweede Wêreldoorlog na die Filippynse eiland Lubang toe. Nou die oorlog is verby in 1945, maar hulle het nie die nuus gehoor van dit nie. En vir 30 jaar het hy en sy kamerade geveg as gorilla-vegters daar in die oerwoud. By ouene was net hy oor. En in 1974, 30 jaar later, het hy uiteindelik oorgegee. Nadat sy bevelvoerder vir hom die opdrag gegee het om sy wapens neer te lê. Die vrede het gekom. 2000 jaar gelede het die vredevors hier aangekom en deur sy werk is ons almal weer met God verbind. Dis wat die doop vandag vir ons almal gesê het. Ons is met die Here verbind, die oorlog is verby. Het jy vrede met jouself? As vrede met God beteken dat die oorlog verby is, dan beteken vrede met jouself om te leer leef asof die oorlog werklik verby is.
die vrede klaar afgehandel is, moet ons hierdie waarheid deel maak van ons alledaagse lewe. En dis waar meeste mense in dominees sukkel. Dis nie omdat ons nie glo nie, maar is omdat ons sukkel om God se genade toe te laat binne in ons harte. Ons kyk in die spieël en ons sien 'n hoogmoedige mens wat moeilik skuld erken. Maar ons sien ook iemand wat weet hy is afhanklik, hy is vol foute en tekortkominge. Iemand wat sukkel om te glo dat God jou kan lief hê. Watse beskuldigings gooi jy teen jouself? Hoe praat jy met jouself? As vrede met God beteken die oorlog is verby. As God jou nie meer beskuldig nie, van alles wat jy weet, jy eintlik skuldig aan is. Wanneer gaan jy hierdie stem stil maak wat jou beskuldig binne jou? Die vredevors het gekom om vrede te bewerk tussen ons en God, maar ook binne ons met onsself. Dink 'n bietjie daaraan, watse voordeel of watse doel sal God hê daarmee dat ons elke liewe dag van ons lewe net in skuld en onvrede en vrees lewe? Geen. Ons sê so dikwels vir onsself, ons moet sterker gewees het. Dit is nie hoe ek moet optree nie. Hoekom sukkel ek nog hiermee? Ek is nie goed genoeg nie. Ek stel God teleur. Maar hierdie stem kom nie van God af nie. Dit kom van my af. Want God het gesê, daar is nou vrede tussen ons en hom. Kom uit ou wonde, kom uit selfveroordeling, kom uit skaamte. Terwyl die Bybel konstant vir ons sê, ons behoort aan hom, dat hy ons vrygekoop het, vrygemaak het, dat hy ons liefhet, dat ons identiteit nie hierdie sukkelaar is, hierdie onbekwame, slegte mens nie, maar dat ons sy kind is, erfgenaam, burger van die hemel. Ja, ons val, en ek het nou die dag so by myself gesit en dink oor myself. Jy weet, en eerlik gewees, ek het gesê, Here, ek weet jy wil hê ek moet hierdie goed doen, maar ek wil dit nie doen nie. Maar ek wil dit doen. En ek weet, daai is die stem van die Heilige Gees, wat vir my wil help om werklike vrede te kry. Om te besef dat ek eintlik in my eie krag niks gaan regkry wat goed is nie. Dat my beste dade vuil klere is, soos die Bybel sê. En dat ek moet oopmaak vir die genade van die Here. Dat ek myself en net so vir julle self moet begin hanteer, soos wat God jou hanteer. Jouself sien soos wat God jou sien. Met jouself praat soos wat God met jou praat. Die Here wil hê jy moet in vrede met jouself leef.
Hy wil hê jy moet al hoe meer jou identiteit aanvaar as sy kind. Natuurlik gaan jy so nou en dan verkeerd maak. Maar moenie dat dit jou vrede heeltemal wegvat nie. God verklaar nie weer ewe skielik oorlog teen jou. Jy bly sy kind. Jy gaan nog hartseer wees by tye, jy gaan nog teleurstelling ervaar, maar die vrede wat God vir jou wil gee in jouself, is dat God by jou is, dat God vir jou is, dat God jou nie sal uit sy hande laat ruk nie, selfs al gaan jy deur moeilike tye. Gryp sy vrede ook aan. Leef in vrede met jouself. Innerlike vrede, die vrede wat die vredevors vir ons bring, is wanneer jou hart 'n veilige plek word vir jou. Omdat God vir jou 'n veilige plek by hom gemaak het. Praat met jouself, soos God met jou praat. Laat jou menslikheid toe. Noem jou gevoelens sonder om jouself te veroordeel aan die Here in gebed. En lê jou stem by die Vader se stem neer. Die Here sê nooit vir jou probeer harder nie. Hy sê jy is my geliefde seun. Die oorlog is klaar verby. En die vredevors, Jesus Christus het dit vir ons gebring. Hy het veroorsaak dat jy in vrede met jouself kan leef. Dat jy hierdie vrede vir jouself kan vat. En in hierdie Kerstyd, wanneer ons hierdie pragtige soet naam van Jesus hoor, ook in Kersliedjies in die dorp en in die winkels, moet ons die vrede ook ervaar wat daarmee saamkom. God veg nie teen jou nie. Hou op veg teen jouself. Niemand het gesê dat om vrede met God te hê, om werklik hierdie vrede vir jouself te aanvaar, is soos om wakker te word van 'n nagmerrie. En hy het vertel, hierdie nagmerrie wat hy gehad het, spesifiek, was van sy hele gesin wat doodgemaak word in sy huis. En toe hy wakker word, gespanne, nat gesweet, en sy familie weer sien, en besef, alles is oukei. Daai vrede wat hy toe ervaar het, dis die vrede wat God vir jou wil bring. Amen. Kom ons staan nou op en dan sing ons ook oor hierdie vrede wat die Here vir ons elkeen gee. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smart getroost en wees. Ekskuus, dit is volgorde jammer.
Ons sing as vrede my pad deur die wêreld verlig. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry wat my oortref. Dit is wel met my siel. Dit is wel met my siel. Dit is wel met my siel. Hoe vuil die besoeken, hoe Satan ook traag, om my te vertrap met sy hiel. Steeds gryp ek weer moed, want my heiland is daar, en hy stort nuwe krag in my siel. Dit is waar, dit is waar, dit is waar, dit is waar met my siel. Voorheen het die sonde gedurig gekwel, en dit was my vreugde verdeel. Nou is alles vergeef en gehang aan sy kruis, o my siel, loof die Heer, loof die Heer. Dit is waar, dit is waar, dit is waar, dit is waar met my siel. Ons 'n geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers.
Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie offer wat ons ook ontvang het. Help ons om dit te gebruik, om die koninkryk te vestig, om elke dag daarvoor grond te wen, om hier uit te gaan en te werk vir U. Dankie Here dat ons dit kan doen, met die wete dat U saam met ons gaan. Amen. Nou die laaste ding wat ek graag net wil sê is, die Here het ook gevra dat ons vredemakers sal wees. Hy het vrede met ons gemaak, hy wil vrede in onsself maak, maar hy wil ook hê, ons moet mense wees wat besef, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En daarom gaan ons ook nou die Here vra, met hierdie laaste lied, ook as 'n gebed, laat Heer U vrede deur my vloei, dat die Here van ons vredemakers sal wees. Want wanneer ons besef, die ergste, lelikste goed wat ons al ooit gedoen het, is vergewe. Deur die een wat daarvan weet, word die ergste goed wat mense aan ons gedoen het, dalk 'n bietjie kleiner. Wanneer ons besef dat God na my toe kom en vir my vrede wil gee. My wat soveel foute het. Wil die Here ook hê ons moet na ander kyk in 'n ander lig. Kom ons staan op en dan sluit ons af met hierdie gebed. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef. Om ander hoër as myself te aard. Ja, om liefde hê, ander bo myself. En ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. En laat ek hoop gee daar waar twyfel is. Ek wil U lig en duisternis laat skyn. Daar waar die vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef. Om ander hoër as myself te aard. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. Leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan. Dat ander U al meer in my kan sien. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.